Groet vir my terug. Amen. Elkeen is gegroet in die mooie naam van die Here. Die Here is vir ons goed. Hallelujah. Ek kom aan Eva Blou het gesê die Here is goed in elke situasie. Yes. No matter what the situation, God is still good. Sometimes when we face battles, we must realize God is still good. Hallelujah. Sometimes when we are in the midst of the storm, we must proclaim God is still good. Amen. Amen. Jesus is oral. Yes. En as jy 'n plek waar hy nie kan wees nie. Amen. En jy nou huis toe gaan as die Here daar. As jy weer toe gaan môre, die Here is daar. Amen. En in die straat of stap, die Here is daar. He's everywhere. He's omnipresent. Amen. En ek is vir die Here dankbaar dat ons op so 'n wyse by mekaar kan wees. Laat my toe om hierdie woord te bedien. Die storie oor oggenddiens en middagdiens is by die tyd wanneer ek hier kom, dan het Langebaan se WhatsApp groep al klaar die woord geluister. As dit so dierbaar is, en nou wat as ek nou dieselfde woord kom preek, maar die Here het iets anders om vanmiddag te sê. Amen. Ek groet vir Deacon Hussel, Deacon Sandy, in die naam van Jesus Christus. Amen. Elke dierbare kind van die Here, is hy bly om hier te wees? Amen. Is hy bly om hier te wees? Amen. Praise the name of Jesus. Iemand sê na die opstanding. Na die opstanding. Iemand sê na die opstanding. Na die opstanding. Was dit nog verlede week wat dit opstanding so? Was dit verlede week? Was julle nog die ander week daar? Is dit so? Praise the name of Jesus. Is hy nie wonderbaar? By die openlig opstanding Sondag 6:00 in die môre. Glory to God. Toe praat die Here by die openlig. Iemand moet tog die video stuur. En die Here roep vir Myrtle. Die Here praat oor die kanker. Wonderlik is die getuienis, Broer Virgil kan getuig. Ek kom Myrtle uit 'n huis uit. Thank you Jesus. En sy roep vir hulle om te kom bid vir 'n man wat met die kanker binne die huis lê. Jesus. Nou die Here se tydsberekening is mooi. Hallelujah. Want Woensdag toe sterwe daai man. Glory to Jesus. Maar ons kan in die oorwinning getuig dat op die regte Sondag, halleluja, het hy die kinders van die Here gestuur om daai man na die Here toe te lei. Halleluja. En hy was gelei na die Here toe en tot inkeer gekom en hy is na die paradys toe. Halleluja. Dis asof Jesus op die kruis sê, vandag sekerlik sal jy saam met my in die paradys wees. Is dit nie wonderbaar? Glory to Jesus. Nou wil die mense weet, wie het vir die man gesê, al die name wat hier in die flat bly, can only be God. Maar as julle met amen sê, it can only be God. Halleluja. Het kan nie die Here wees, wat so akkuraat spreek. Myrtle, is hier kom 'n naam nie. Myrtle bly nie sommer net enige plekkie. Dankie Here, maar die Here spreek tot binne in haar huis, en sy kom uit onder die krag van die Here, om te sê, ek het gebed nodig, my man is binne siek. Dit is wat die Here kan doen. Ek wil met iemand praat, ek is in die season van na die opstanding. Sommige mense is nog in die feesviering van die opstanding, so hulle staan nou nog by die graf. Praat saam met my. Ons is in die feesviering van die opstanding, so ons waak nou nog by die graf. En almal by die graf sê, die liggaam is hierdie, maar ons staan by die graf. Yes. Maar die Jesus van die graf, Halleluja. die Jesus van die kruis, die Jesus van die donkie, is lankal nie meer by die grafie. Halleluja, toe hy opstaan, toe beweeg hy verder, en hy gaan doen wonderwerke na die opstanding. Iemand moet van die graf af wegkom en inbeweeg na die opstanding. Iemand, halleluja, moet verruil, halleluja, die atmosfeer van die graf, sodat hulle by die krag van die opstanding kan kom. Want die Bybel sê vir my, dieselfde krag wat vir Christus Jesus uit die dode opgewek het, is dieselfde krag wat binne in ek en u is. Hy is nog dieselfde. Yes. Jesus, hy is die wonderwerkende Jesus. Ons neem hom aan en ons loof sy heilige naam. Kom aan. There's nothing that God cannot do. Gaan saam met my na u Bybel toe in 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Sê gou amen vanaf. Amen. Okay, nou kyk hier gou langs aan u, wie sê amen? Amen. So daar is mense wat amen kan sê. Amen. Amen. Amen.
Moenie jou amen inhou nie, want jou amen kan net activeer jou breakthrough. In the name of Jesus. 1 Korintiërs 15. My naam is Neswil, vir die wat my nie ken, ek is maar net 'n klonkie. Hallelujah. If I say I'm a prophet, they're going to expect me to prophesy. If I say I'm an apostle, they're going to expect me to build. If I say I'm a pastor, they're going to expect me to shepherd. Thank you, Jesus. If I say I'm a brother, they're going to expect me to do brotherly things. But if I say I'm just a clunky, then you can expect the unexpected. So sometimes we mustn't limit ourselves by titles. Expect the unexpected, want die Heilige Gees is self in beheer. Kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 15. Dit sê die opstanding is die titel in my Bybel. 1 Korintiërs 15. Is jy daar, familie? Amen. Is jy daar? Amen. Thank you, Jesus. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Iemand sê evangelie. Evangelie. Wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, die evangelie. Yes. Waardeur julle ook gered word, die evangelie. As julle daaraan vashou, die evangelie. Dankie Here, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas, iemand sê Sefas, en dat hy aan Sefas, hy is Petrus, verskyn het, daarna aan die 12. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk. So het was 'n groot diens. Yes. 500 mense in die diens. Net 'n voorbeeld. En die Here verskyn at the same time. Na die opstanding. Come on, church, come on. Na die opstanding. Waarvan die meeste nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus en daarna aan al die apostels. En laaste van almal het hy verskyn ook aan my, sê Paulus, as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het, sê Paulus. Maar deur die genade van God, iemand moet nou saam praat, deur die genade van God is ek wat ek is. Amen. Iemand sit miskien vanmiddag hier beoordeel deur die gemeenskap, maar jy kan vanmiddag sê, maar deur die genade. Waar is hy nou? Maar deur die genade. Halleluja. Is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Dit is wat Paulus sê. Hy sê, ek het ontvang dat die Here het gesterwe, en hy was begrawe, maar hy was ook opgewek, die opstanding. Thank you, Jesus. Vers 13 sê, of vers 12 sê, as dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Hoor die liefde van die Here. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons 'n prediking te vergeefs. Yes. En vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.
En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Yes. Meaning without the resurrection of Jesus, Yes. there is no remission of sin. Without the resurrection power, then you have no power. Without the resurrection of Jesus, there is no Christianity. Thank you, Jesus. Hallelujah. Others also preach Christ, but they preach him as a prophet. But we proclaim him to be the crucified and the resurrected. And he is the soon coming King. He went away, but not to stay. He's coming back again. Iemand moet kan getuig en sê, Jesus on the main line. Tell him what you want. Jesus on the main line. Dankie, Here. Here, ek prys U. Is die opstanding van die Here nie lekker nie, man? Ek beweeg so iets in my binneste. Die opstandingskrag van die Here maak dat wonderwerke plaasvind. Die opstandingskrag maak, halleluja. Ek vra Vrydag aan vir die jeug. Halleluja. Is Jesus real? Wat is jou bewyse dat die Here 'n werklikheid is? Hulle wonderhoek en hulle kyk, halleluja. En ek sê vir hulle, I believe that he is real because whenever I speak his name, then something shifts in the atmosphere. Whenever I speak his name over sick people, then they are healed by his stripes. Hallelujah. Dit is hoe ek weet dat die Here is 'n werklikheid. Hallelujah. Prys die naam van Jesus. Vers 19 sê, is jy nog saam met my van? Amen. Vers 19 sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Ons kan nie net in Christus glo tot die kalender vir ons uitgeblaas word. Yes. Tot hulle ons in die graf sit, ons glo net tot die dood kom. Jesus. Dat Christus is die lewe. Maar ek en u moet hoop hê dat as ons dood, as 'n lewe Halleluja. na die dood. As 'n behoudenis. Jesus. As 'n geloof dat wanneer ons hier toemaak, dan maak die hemele vir ons oop. Halleluja. Dankie, Here. Ek wil by die Here vergader, daar wat sy krag is, maar ek weet ook die krag wat hier tentoon gestel word, is nie die einde van die krag nie, want hierna hemel toe, hierna hemel toe. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling, the first fruits, geword van die wat ontslaap het. Vers 21, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Amen. Die dood is deur Adam en die opstanding is deur Jesus. Yes. Adam is eerste, Jesus is die tweede Adam. Is jy saam met my? Amen. Hallelujah, because the first man brought us a curse, and so the second man brings us a blessing. It is to rise once more in glory. Dankie, Here, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As die eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. He's coming back again. Jy kan nie anders by die huis lees. Amen. Amen. To the glory of God. As daar iemand wat glo dat Christus lewe, Halleluja. hy het waarlik opgestaan Yes. en hy kom weer terug. Jy sien, niemand kan my daarteen getuig dat hy kom weer terug nie. Want as ek iets anders glo, dan is die prediking wat ek nou hier doen te vergeefs. En as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die wie daarin bou. En as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs wag die wagter. Maar ek glo in my volheid en met alles wat in my is, hallelujah. Because I am supposed to be dead, but by the grace of God, thank you, Jesus, I'm supposed to have died as a baby. And they sent my mother from the one hospital to the other hospital. Ooh, hallelujah. En halleluja, tot God se eer, kan die dokter sê wat die kind gaan oorkom nie. En die ander dokter sê, maak reg vir die begrafnis. En die een dokter sê, die kind is koud, hy is besig om te sterwe. Maar kyk net na die genade. Kyk wat die genade kan doen. Dit is die genade wat my hou in die holte van sy hand. Die genade van Christus Jesus. So it means that I am a living testimony of His
grace en of His mercy. Ek wil tog hy dokter ontmoet. Dankie Here. Ek wil hom sien. Ek wil met hom gaan gesels by Panorama. Dankie Here. Ek wil net vir hom wys. Hy is siek. You said they must prepare for the funeral. Maar kyk gou. Ek voel die Here sterk. As ek mense wat kan getuig soos ek kan getuig. Ek wil vir die dokter gaan wys, kyk hier, dis Jesus, man. Dis wat Jesus kan doen. Hy is wonderbaar. Halleluja. Ons probeer tot die glorie van God. Is jy nog saam met my? Can I teach this afternoon? I want to bless you to the glory of God. So die wat nou lekker die woord geluister het op die voice notes, is dis 'n ander woord. Tot die Here se eer. Amen. Die fokus van die graf was dat die liggaam nie meer daar was nie. Die engel vra, hoekom soek julle die dooies? Die lewendes onder die dooies. Hulle stap met die speserye na die graf toe, want hulle het 'n ander gedagte. En die hele topik van die graf is dat die liggaam is nie meer daar nie. Die graf is oop en die steen is weggerol. Interessant genoeg, prys die Here, op Vrydag trek hulle vir hom 'n purperkleed aan. En halfpad maak hulle hom naak. Maar op die Sondag doet hy ander klere aan. Ek wil die lekker inskerp, man. Ek wil die lekker inskerp. En op die Vrydag toe draai hulle hom binne die graf in doeke toe. Maar toe Petrus by die graf aankom, toe lê die doeke daar. Yes. En toe Jesus aan hulle verskyn, toe hy klere aan. Yes. Wie het die shopping gaan doen? Van die klere wat hy aangehad het na die opstanding. Want toe Petrus in die graf kom, praat saam met my, toe sy klere en doeke in die graf. Maar hy verskyn aan 500 mense met klere aan. Wie het die shopping gedoen vanaand? Nee man, julle moet lekker wees, man. Julle moet lekker wees. Ons moet die skrif lees. Die klere waarin hy begrawe was nie die klere van die opstanding nie. Die klere van jou situasie van dood of van depressie of van wanhoop, prys die Here, is nie dieselfde klere wat jy moet aan het in jou oorwinning nie. Jy kan nie die doodsklere by die oorwinning aan het nie. Jy kan nie depressiese klere in jou verandering aan het nie. Jy moet uittrek en jy moet weer aantrek, maar jy kan nie met die roukleed na die feesviering toe kom nie. Ek sê die Here skenk vir jou 'n nuwe kleed. Shake off die begrafnisklere. Shake off die klere van die dood. Shake off, halleluja, die klere van geen finansies. Shake off die klere van swaar kry en van sukkel en trek vir jou opnuut aan 'n kleed van oorwinning, 'n kleed van 'n nuwe begin. Can I get a witness? Can I get a witness? 'n kleed van oorwinning. Sommige mense, jy kan sommer sien aan hulle gesig, hulle stap nog met die begrafnisklere. Ek prys U. You see, you won't be able to predict me, because ek sal vir jou smile, at ek niks in my rekening nie. Ek sal vir jou juig, al gaan dit moeilik in my omstandighede, because ek dra die begrafnisklere, terwyl ek die Here vertrou vir 'n opstanding nie. Jy sal moet verander in jou gedaante, in jou kleed, want jy moet halleluja die Here aantrek en sê, ek staan, halleluja, want ek verwag die Here groot, ek verwag die Here om vir my deur te kom. Trek vir jou opstanding klere aan. Die blydskap, sê Nehemia, die blydskap van die Here is my beskutting. Nehemia het rede om te kla, want die mense wil afbreek wat hy gebou het, en hy sien tyd, hy sê ek het nie tyd om af te kom nie, want ek is besig om die muur te bou, en hy sê die blydskap van die Here is my beskutting. The joy of the Lord is my strength. Soms as jy min krag het, dan moet jy blydskap ten toon stel.
van die blydskap bring vernuwing vir die gebeendene. Halleluja! Oh, Ravanda Ravasia, Toromondo Roboto, Ikabasa Namadia. Heilige Gees, die blydskap. Hey, halleluja. Ek is so bly dat ek kan sê dat Jesus het my lief. Nee, halleluja. Jy hoef my nie te like, maar Jesus het my lief. Jy hoef my nie goed te keer, Jesus het my lief. Halleluja. Here, prys U. Ek voel Here in die blydskap. Heilige Gees, nee, ek ruk jou uit depressie uit nou vandag. Ek ruk jou uit, halleluja, van hoop. Baie salige Jesus vandag, maar wat van jou? Baie is reeds by die rand van die dood, maar wat van jou? Hulle het 'n huis wat al een dag verwag, wat het jy? Righteousness het ons gesing aan die dag. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Here, prys U. Nee, ek voel die Here sterk, ek wil altyd die voordryf, want ek voel die krag van die Here in die blydskap. Dankie Here. Some people must just come out. Maria stap na die graf. En môre stap Maria met profeet na die graf. Maar haar mindset word gechange. Van die engel praat met haar. Ek sê die engel praat met haar. Van die een wat jy soek, is nie meer onder die dooies nie. Hy het waarlik opgestaan. Hy leef, ek sê Jesus. Here, ons prys U. Begrafnis by die opstanding aan het nie. Jy sal moet uittrek en jy sal moet aantrek. Jy sal moet weggooi van die ou klere. Van die ou klere pak het uit. Alle jare het ons gesê as my dood, dan moet ons 3 maande wag vir die, is dit so? Mylle dood, pas dood, nou moet ons 3 maande wag om die klere uit te deel. Jy, my kom nie terug nie, man. Deel uit, gooi weg, wat vir jou wat jy wil hê, maar my en pa kom nie weer terug nie. Eendag sal ons mekaar weer ontmoet op die wolke van die hemel, maar hier gaan ons nie mekaar weer sien nie. Maar die dag wanneer Gods wassein sal klink, en tyd sy laaste tik sal slaan, en die hemelsmore breek vir ewig daar. Hallelujah, when the roll is called up yonder. Is called up yonder. As U nog hier, ek raak so nou excited. Thank you, Jesus. As U as 'n Christen nie uitsien na die wederkoms van Jesus nie, dan is die Christenskap nutteloos. Because that is all why we are serving. We are serving so that He can come fix us. Ek dien nie die Here sodat U my moet like, ek dien sodat Hy kan kom en sodat Hy kan sê, kom kind, gaan in. Jou Vader sê, kom ons gaan aan. I want to finish. By die graf, iemand sê by die graf, sê die engel in Lukas, sê die engel, en toe hulle baie bevrees word, het hulle aangesigte na die aarde gebuig. Sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewendes? Hy sê engel, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Dis by die graf. Daar soek soldate by die graf. Matteus 28. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader het, ek wil lekker die deurbring. Nadat hulle met die ouderlinge vergader het en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel en ons, terwyl ons aan die slaap was. Some
people will pay the soldiers to speak about your resurrection, so that they tell a different story to what had happened to you. Sommige mense vertel nou nog 'n storie oor jou siekte en oor jou sonde. Halleluja, sommige mense word aangehits en hier word mense betaal om 'n verkeerde storie te vertel rondom Jesus. If they could do it to Jesus, they can do it to you. Some people are paid to post about you. Some people are paid to talk about you. Maar die waarheid sal seëvier. Ek sê, hulle was betaal om te sê die liggaam was gesteel. Maar die liggaam was nie gesteel nie. Die liggaam het opgestaan. Dankie, Here, ons prys U. Halleluja. Praise the name of Jesus. Iemand sê na die opstanding. Sommige mense kry ook vriende om van jou stories te maak. Sommige mense kry ook koffie en tee om van jou stories te maak. Maar laat hulle storie loop. Terwyl hulle storie loop, loop jy in die oorwinning. Terwyl hulle storie loop, hardloop jy in die oorwinning. Terwyl hulle storie loop, dans jy in die oorwinning. Maar wat jy weet is dat die storie van die opstanding sal seëvier tot die glorie van die Here. Iemand moet verklaar, ek staan op. Ek staan op. Hierdie week het ek iets beoefen. Ja, ek doen die exercises, né? Because you must keep yourself, while I'm preaching to you, I must keep myself in myself. See, some of my, so I had a purposeful exercise this week where I made it up in my mind on Monday, whenever someone is going to ask me, how are you? Dan is my antwoord, ek het nou vir sister Jenny toe vir my gevra, hoe gaan dit pastor? Toe sê ek meer as 'n oorwinnaar. Dit was my exercise vir die week. Ja, elke keer as iemand by die werk, nou, hulle wil ons weet, hoekom sê dit so? Ja, ek kan antwoord, ek sê dit meer as 'n oorwinnaar. Here, you see, it's a confession. It's a belydenis. Halleluja, as iemand my vrou gaan dit, dan sê ek meer as 'n oorwinnaar. Want hy die graf oorwin, hy die dood oorwin, en as Christus in my is, dan is ek meer as 'n oorwinnaar. Na die opstanding, die Christendom is gebou op die fundament, op die rots, op Petra. Iemand sê Petra. Die Christendom is gebou op die rots dat Christus is die seun van God en dat hy gekruisig was, die dood oorwin het en weer opgestaan het. Thank you, Jesus. Sê saam met my, dit is die fondasie van Christen wees, dat Jesus is die seun van God. Others proclaim that he was only a prophet. He was only a man that did miracles. But it is only the Christians that proclaim him to be the Son of God. We proclaim that he is one with the Father. He is the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hallelujah, the Holy Spirit. They are not three gods, but they are one God that showed himself to us in three different persons. Thank you, Jesus. So once upon a time and all the time and everywhere and all around, he shows himself as the Father. And then while he was on earth, he showed himself as the Son. Thank you, Jesus. He's still the Son, but he's also the Father. He's also the Spirit, but he's also everything all in one. But he's not three, he's just one. It's one God. Thank you, Jesus. Ek wil ons moet weet wat ons doen. Ons moet weet wie ons dien. Maar wanneer ons question, dan moet ons kan antwoord en sê, I believe in God, the Father. I believe in the Son, the Lord and the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, where the Father and the Son is worshipped and glorified. Hallelujah. He was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, and on the third day he rose again, and in accordance with the scriptures he descended into hell and he ascended into heaven, and he seated with God at the right hand of the Father, and he will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And on the third day he rose again. Amen. Amen. I believe in the baptism. Kom, laat ons aangaan. Ek sien hulle onthou lekker die kreet. Iemand sê na die opstanding. Ek wil vra, wie was by die begrafnis van Jesus? Wie was daar?
Because jy moet kan bereken wees by jou begrafnis, maar jy moet ook determined wees by jou opstanding. Some people can only be there if there's death in the atmosphere. En as hy swaar kry, is hulle daar. Nie hulle like jou terwyl jy swaar kry. Thank you, Jesus. Hulle like jou terwyl jy sukkel. Hulle entertain ook vir jou terwyl jy kla. Come on, church, come on. Wie was by die opstanding? Nou wil ek vra, wie het betaal vir die graf van Jesus? Het was iemand se graf. Het was 'n ryk man se graf, waarin hy begrawe was. En wie het betaal vir die storie oor die graf? Het was die Jode, die Fariseërs, Amen. wat die soldate betaal het om 'n storie verder te vat, wat nie die waarheid was. Waardes om saam te neem. Ek wil iemand bemoedig deur te sê, laat jou opstanding geraas maak vir jou. Yes. Maar moenie jy geraas maak nie. Hallelujah. Pas julle nou. Pas julle nou. So you mustn't make the noise, but your resurrection must make a noise. Jesus het niks gesê toe hy opstaan nie. Hy het net opgestaan. Maar die soldate getuig, daar was 'n aardbewing. Yes. Come on, church. Toe hy opstaan, toe maak hy nie geraas nie, maar sy opstanding het geraas gemaak. Wanneer jy uit jou omstandighede opstaan, let your testimony make noise for you. You don't speak a word. Laat hulle sien hoe dit met jou goed gaan. Laat hulle sien jy bou jy jou huis aan. Hulle het mos geskinne, jy bly maar net daar. Maar terwyl hulle nog dink jy bly in die kamer, as jy die nuwe eienaar. I release. Van hulle stap nog in die ou rentbrief, maar jy proclaim jou naam is op die nuwe rentbrief. Because you mustn't make the noise. Let the testimony make the noise for you. Nederigheid en sagmoedigheid, staan jy net op. Verdedig ook nie die stories wat die soldate voorbetaal is nie. Daag op en laat jou teenwoordigheid vir jou praat. Integriteit en standvastigheid. We continue. Iemand sê, his mission. His mission. That's what our church is about this year. His mission. We're not on pastor's mission. We're not on your mission. We are on his mission. Thank you, Jesus. His mission is no mission without his gospel. Amen. Dankie Here. Dis wat Paulus sê, is hierdie evangelie. Yes. Die evangelie, 1 Korintiërs 15, hy praat oor die evangelie waardeur julle gered word en waarin julle staan en waaraan julle vashou. Die evangelie is die evangelie, halleluja, oor sy opstanding. Voor die opstanding het Petrus die Here 3 maal ontken. Yes. Is dit so? Amen. Die Here sê vir Petrus, voor die haan 3 keer kraai, sal jy my verloon. Nie verraai nie. Judas het die Here verraai, Petrus het die Here verloon. Amen. It is to deny, as om te sê, ek ken hom nie. Is jy saam met my? Na die opstanding, vra Jesus vir Petrus 3 maal. You see that? Amen. Voor die opstanding verloon hy die Here 3 maal. Na die opstanding vra die Here vir hom 3 maal. Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus, het jy my lief? Want die Here wil vir Petrus 3 maal opbou. Yes. Vir die 3 maal van afbreek voor die opstanding. Wil die Here hom 3 maal restore. Come on, church, because die duiwel het vir Petrus uit sy posisie uit gesteel 3 maal. En hy het hom 3 maal uitgetrek deur te sê dat die man wat my, toe ek op die water loop en toe sak ek in die water af, toe is dit die man wat my gryp en red. En ek sê, ek ken hom nie. Dieselfde man wat toe hulle iemand hier die dak inbring, toe Petrus daar en hy sien hoe die man, die verlamde man opstaan. En Petrus sê, ek ken hom nie. Die Here restore vir Peter 3 times. So that he can profess that even though I said I don't know you 3 times, now I'm saying that I love you 3 times.
It's a word, a manifestation of restoration in glory. Die evangelie is 'n evangelie van wat? Kan jy sien daar? Van wat? Herstelling. Van herstelling. Is nie 'n evangelie van afbreek nie. When you go from church, you must feel good, man. Amen. You can't go from church. You came from your house broken, battered and destroyed. You came from your house struggling. Hallelujah. En nou moet jy uit die kerk uit gaan en nou het jy nog gesaam by die kerk kom. Is jy saam met my? Wanneer daar 'n profeet in jou lewe kom, moet die profeet jou sê van jou huidige toestand, maar die profeet moet jou ook hoop gee om aan te gaan. 'n Profeet kan nie net dood bring en nie vir jou sê daar's lewe hierna. Come on, church. You must go home with hope to tell the other people what you saw at the grave is no more, but he rose. Die evangelie is 'n evangelie van genade en nie van oordeel nie. Sê amen. Amen. Die oordeel kom jou nie toe nie. Yes. Die oordeel is vir die Here na die bassein. En ons weer terugkom. Waar is julle nou? Is julle nie? Maar God is the judge. Ons werk is nie om te oordeel nie. Ons werk is om hulle te gaan haal, om hulle in te bring tot binne in die genade. Nie een van ons het 'n werk gekry om te oordeel nie. Die oordeel is die Here se hierna. The church has been too busy judging, and that's why they're not saving anyone, because they're busy judging. As julle keer teen ons keer, julle pastor teen ons pastor, julle worship team teen ons worship team, and we're so busy judging that we're not busy saving. I preached the gospel that Jesus brought. It was a gospel of grace. Die oordeel gaan in die hiernamaals gebeur wanneer elke een van ons voor die regterstoel van God sal verskyn. But the judging is not ours. The judging belongs to God. Ons moet net die siele wen, die siele bring, en die Here sal self. Praat ek hier. Here kan bid iemand. Ek prys die Here vir sy genade. Die evangelie is een van oorwinning oor die dood. Die evangelie is een wat vir Simon vat en die evangelie transformeer vir Simon tot binne 'n Petrus. Amen. Amen. Sê amen. Amen. Is hy nie wonderbaar? Die evangelie is 'n evangelie wat vir Saulus vat en die evangelie transformeer hom in 'n Paulus. Kyk wat doen Naomi. Naomi sê, noem my nie Naomi nie, maar noem my Mara, want die Here het vir my bitterheid aangedoen. Naomi trek haar omstandighede aan. Bitterheid. Het jy al vir bitterheid gesien? Jy kan nie eens 'n joke maak by bitterheid se huisie. As jy nie, jy kan ook nie vir bitterheid kom sê dat die Here het vir jou deurgekom nie, want bitterheid gaan jou storie draai na haar storie toe. As jy bitterheid vir jou maat, gaan nie lank hou nie. Nou sê jy vir bitterheid, my seun het 'n werk gekry by die plek. As jy bitterheid vir jou, maar hulle vat ook maar lank om die mense permanent te maak daar. Bitterheid, ek het nie vir jou gevra. Ek hou nie van bitterheid se huisie. Ek gaan nie by bitterheid se huisie. Ek hou ook nie met bitterheid vergadering nie. En ek nooi ook nie vir bitterheid na my parties toe nie, because die blydskap van die Here. U is nog lief vir bitterheid. U is nog chommies met bitterheid. U moet skeiding bring tussen u en bitterheid. Laat bitterheid op haar eie gesond word, maar gaan u met u blydskap vorentoe. En weet jy, Proverbs, weet jy wat? Soms is bitterheid bloedfamilie. Nou wil
wil ons nie van bitterheid skeiding maak nie, want bitterheid is my suster, en bitterheid is my broer, en bitterheid is my skoonma, en bitterheid is my skoonpa. Here, help hulle. Halleluja, ek gee nie om die familie is nie. Ek en bitterheid. As 'n ou koortjie wat vra, het jy die wit kleed aan? Dankie, Here. Because men jou met die seemos. Ja. If you sit with bitterness around the table for long, you're gonna be just as bitter as bitterness. Ek sê vir die jeug Vrydag aan, as jy 'n besigheid wil begin, kry vir jou 'n vriend wat 'n besigheid het. Because somewhere in the conversation, you'll be talking about business. Ek sê vir hulle, as jy arm is, kry vir jou 'n vriend wat geld het. Moenie hulle geld vra nie. Just be in the atmosphere of the money. Because somewhere they will be talking about how to make money. And they will be talking about ideas and idea generation. Business studies created. Idea generation. Creativity and problem solving. As jy saam met my? As jy saam met my? Mense wat geld het nie tyd vir konflik, because they talking about conflict resolution. As jy saam met my? Maar as jy daar sit by konflik se huis, en jy moet vir konflik oplet, konflik het altyd genoeg spasie vir almal. Beter 'n huis met 'n stuk droë brood as 'n offermaal met 'n getoos. My ouma, die was 'n gunsteling. Amen. Gaan aan. Die evangelie is een wat vir Maria Magdalena die eerste geleentheid gee om die opstanding sy getuie te word. Hoekom? Want selfs die einste disippels wat vir haar gesien gesond word het. Ek het huiswerk vir u. Gaan kyk vir my in die Bybel of Maria Magdalena die een was uit wie Jesus 7 demone gedryf het, en of sy 'n prostituut was. Want kyk, hy sê huiswerk, jy moet my laat weet nie. Want wie was Maria Magdalena? Want soms hardloop ons in 'n ander mense se evangelie en wat hulle praat, maar ons lees nie die Bybel self. Die Here laat dit toe dat Maria Magdalena die een is wie eerste moet praat oor die opstanding. Want die einste disippels, Petrus hulle en Johannes hulle, het haar redding geminag. Maar die Here rig haar op. En hy sê vir haar, gaan sê jy vir Simon Petrus en vir die ander broers. En toe hulle by haar kom, toe sy by hulle kom, toe sê sy vir hulle, hy het opgestaan, die liggaam is nie meer in die graf nie. Petrus het daar nie geglo nie, en hy het verby haar gehardloop om self te gaan kyk. Come on, church. Amen. Come on, church. En toe hy daar kom, toe sien hy die lappe, en nou sy het nie ingegaan nie. Sy het gehoor wat die engel gesê het. Yes. Toe hy kom toe, is hy nie 'n engel vir hom nie. Toe gaan hy self in, en hy sien die lappe lê daar. En by die kopkant van die graf toe is daar lappe wat opgevou is. Want in die Joodse geloof sê die lappe wat gevrommel is, ek is klaar geëet by die tafel. Maar as die lap opgevou is, die netkin, dan sê hy dat I'm coming back. I'm not done yet. En toe Jesus opstaan, toe vou hy die lap op. Toe los hy die lap daar. As hy indication vir Petrus, I'm not done yet. I'm coming back. Dankie Here, sy lief wonderbaar. I'm not done yet. I'm coming back. En Petrus is uit. En hy gaan sê vir sy broers, die liggaam is nie meer daar. Maar die Here establish vir Maria Magdalena, sodat die ander verby haar verlede kon sien. Maar nou sien hulle haar stand in Christus. Ons besluit nie vir wie die genade is en vir wie dit nie is nie.
Sê amen. Amen. Soms besluit ons in ons hart, Yes. ek gaan nie vir Diane bemoedig nie, want Diane sal seker nie regkom nie. Hy sê nou al jare. Baba, ons besluit die kerk van die Here is soms meer oordeel as wat die wêreld is. Ons besluit vooraf, ek gaan nie die kaartjie van die kerk vir die broer gee nie, want hy tik nou lankal. Wow. Sal seker nie regkom nie. Dis wat ons sê en besluit in ons harte. Maar die genade is 'n vrygawe van God. Die genade is vir almal. No matter where you come from, no matter who you are. Die genade is 'n vrygawe van God. Dankie Here. En ons uitreik moet nie beperk wees. Iemand sê hier's my sin. Wanneer ons uitreik moet dit nie beperk wees net na wie ons verkies nie, maar na elke persoon wat Christus nie ken nie. Hier was 'n kerk vanoggend, they are foreigners by nationality. Are you with me? Toe hulle nou hier uitkom vanmiddag, toe dink ek by myself, ons is mos nou almal kinders van die Here. Maar toe ek nou hier staan, thank you Jesus, kom hulle nou uit en ek sien van hulle groet nie eens nie. En toe sê ek vir een vroukie, good afternoon. You see, I'm intentional about my accents. Toe sê ek, good afternoon, how are you? En toe antwoord, toe dink, toe sakkie gaats. Toe sakkie. Toe sê op haar gemak, toe sê sy, I'm very well in you. Toe sê ook nou nice. Want sy was eintlik nie kwaad. Sy sê, ons is seker maar allemaal uncomfortable. Because hier kom ek een keer uit, hier gaan die ander keer in. Ons is muziek teen mekaar. Come on church. Ons werk vir dieselfde baas. Is jy saam met my? I hope you're taking on what I'm teaching. I'm teaching you something and how you are supposed to be. Because van die kerke dink ons is besig om die mekaar te beklei. Maar ons weet eintlik vir dieselfde baas. Dankie Here. Op Facebook as ek sien nie een keer doop, dan sê ek excited. Hallo, as jy by ons kerk gedoop nie, en ek ken ook eens van hulle nie, maar net dat hulle gedoop word, wil ek vir my sê, heaven is being populated and hell is being emptied. Alles in die ek wat daar voor staan nie, solank die evangelie gepreek word, is daar 'n blydskap in my binneste. En nou, omdat ek nou vir haar gegroet het, en sy vir my gegroet het, toe draai die man sommer om, want hy het eens vir my gekyk hier op die, praat ek nie waar met my broer, hy het eens vir my gekyk hier, maar hy sien mos nou wie ek is, sien nie, en toe hy nou sien, sy praat met my, toe kom hy, man of God, toe denk ek, hier gaat ons, en met die lekker gesels ontdek ek toe in wat ons verruil, hulle is 'n kerk in die Kaap, en hy is die pastoor, en elke tweede naweek kom hy na die tak van Langebaan toe. Waar is julle nou? Toe realize ons is eintlik in dieselfde wap. Amen. En hy sê, hulle het oggenddiens in die Kaap of hier, soos hulle nou gehad het, en eindig die middag, en dan vanaand het hulle in die retreat, het hulle kerk. So hy moet nou huis toe ry, en van die mense doen die liedese weer in Langebaan. Klink hy bekend of klink hy bekend? But we would have never known it if we didn't speak to one another. Nou stap ek na Sister Jennifer toe, dan gaan sê, die kerk wat hier is. Nou praat ons oor die kerk, maar ons weet nie, die kerk doen eintlik dieselfde wat ons doen. Is dit nie magtig nie? En ek bid toe die seëning, ek sê, may God bless you, and may God bless your ministry, and may God cover you as you go back to Cape Town after church today. As die Here nie magtig nie. And so we could exchange blessing to one another. Moet ons nie so wees met mekaar, because ons werk vir dieselfde baas. Dankie Here. Elke siel is belangrik vir die Here. Elke siel is belangrik vir die Here. Ons vergifnis kan ook nie gemeet word aan wie ons of aan wie wat aan ons gedoen het nie, maar ons is verplig
om dit vir almal te gee. Wat sê ons eintlik? Soms vergewe ons net die wat gemaklik is om te vergewe. Yes. Maar ons hou vas aan die kwaad, want ons wag nog vir justice. Ons wil nog nie daai een vergewe nie, want julle sal nie verstaan die groot ding wat hulle aan my gedoen het. So nou los ons daai een, maar ons vergewe die res. Maar ons lewe nog kwaad met die ander een. Maar as ons 'n Christen is, wat die opstanding van die Here verkondig, dan moet ons almal vergewe. Want dieselfde Christus wat opgestaan het uit die dode, is dieselfde Christus wat op die kruis opgesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek kan nie vir Christus verkondig as ek nie vergifnis verkondig. Yes. Halleluja, is hy nie wonderbaar? En dit is die evangelie wat Paulus sê, dit was aan die disippels. Hy sê eerste aan Petrus en toe aan die ander. Hy sê toe aan die 500 tegelyk. En hy sê en aan die vroue en aan die ander. Hy sê dit is die evangelie. En hy sê na dit was dit ook aan my, die laasgeborene, sê hy. Want Paulus kom agterna. En as hy die evangelie verkondig, dan onderskat en ondermyn hulle hom, want hy het nie saam met Jesus gewandel nie. Hy sê ek is die geringste van die apostels, maar die Here het die evangelie aan my geopenbaar. En so ook kom u in die evangelie, en hy sê miskien tel mense my as nie waardig om deel te wees van hierdie evangelie nie, maar u moet sê met vasberadenheid aan hierdie evangelie sal ek vasaanhou. Al skuif hulle my uit, en al druk hulle my af, en al beskinder hulle my, en al bespreek hulle my. U moet sê, hierdie evangelie sal ek vasaanhou, want ek is daar ingered, ek is daar deurgered, en ek staan in die evangelie. Hy is wonderbaar. Go to the next one. I'm ending off. Someone must show me time. Thank you, Jesus. Hoor wat sê Romeine 1 vers 16. Dankie Here. Romeine 1 vers 16 sê, thank you Jesus. Dankie Here. Pastor, ek kan mos nie getuig, Pastor. Ek is aan so skaam mens. Thank you Jesus. Pastor, ek moet die diens lei. Pastor, ek kan aan eens praat. Thank you Jesus. Hoor wat sê Paulus. Hy sê in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag. Sê vir iemand langs aan hierdie evangelie se krag. Die evangelie is 'n krag. Die evangelie is 'n krag. Die evangelie hoef nie geraas te maak nie. Yes. Don't get it twisted. Maar daar waar die evangelie is, sal daar geraas kom agterna. Yes. Die geraas bring nie die salwing nie, maar die salwing bring geraas. Thank you Jesus. Sommige mense sê, waarvoor hardloop julle so rond? Waarvoor jy Here? Ek weet nie eintlik hoekom ons jy, maar Psalmdigter sê, jy al wat leef, jy voor die Here. Yes. Ek weet nie hoekom klap ons hande nie. Dankie Here. Maar Psalm praat van klap die hande. Dankie Allah. Ek weet nie, sommige mense judge ons. Van eens op 'n tyd toe staan die kids regop. Dankie Here vir die standbeeld van Maria. Halleluja. Eens op 'n tyd toe staan die kids regop sonder enige beweging. En jy staan daar. Maar nou in die evangelie lyk dit jy kan jouself nie keer nie. Want eens op 'n tyd toe jy ook die Pinksters en die apostoliese het jy geoordeel van hoekom gaan hulle so aan? En hoekom maak hulle so geraas? Hoekom beweeg hulle? So kan hulle dan nie stil sit nie. Dankie Here. Maar hier is iets oor die evangelie wat maak dat jy nie kan stil sit nie. Die evangelie kan jou net nie keer nie. Die evangelie, want dit is 'n krag. Daar waar daar krag is, moet daar beweging wees. Toe Jesus opgestaan het, was daar 'n aardbewing. En die dag wanneer die basyne afgaan, gaan dit ook nie 'n stil saak wees nie, maar die basyne gaan geblaas word, dat elke persoon op hierdie aardbol sal
weet dat die koms van die Here, die een sal nie vir jou hoef te sê dat die Here kom nie, maar almal sal op dieselfde tyd weet dat hier verskyn die Seun van die mens. Ek voel om aan te gaan. My reis is na die hemel. Ek voel om aan te gaan. Dis nie as hoekom van die mense om. Van die krag wat hulle omval. En pastor sê, hou hulle op. Hou hulle op. Maar die krag, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding. Die evangelie sal jou uit jou krankhede genees, terwyl die prediking anders word jy gesond en die kop seer en die regte skouer se pyn is al reeds in die diens weg. Jy weet iets is weg. Here, ek prys U. Dankie Here, dat ek klaar maak. Voor hulle sê die pastors van die Pinksters preek lank. Maar wat is die 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5? En toe ek by hulle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde nie. Yes. Die pastoor praat van wap. Wat is wap? Hoe kan hy praat by die kansel van God oor wap? Wie is hy en wie dink hy, wie is hy? Halleluja, ek kom nie voor julle met hoë woorde nie. Ek kom met die krag van die evangelie, nie met die voortreffelikheid van woorde nie. Wie is die pastor wat kom met 'n wit rok, wit toga? Is hy 'n priester? Dankie Here. I confuse the enemy. Thank you Jesus. Dankie magtige koning. I just take the attention of my own clothes, man. And I think, wow. Is jy saam met my? Paulus sê ek kom nie met die voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Christus en hom as die gekruisigde nie. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, en my rede en my prediking was nie, halleluja, in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en van You can't preach a gospel and you can't demonstrate the power of the gospel. When you preach the gospel, there must be power. If the gospel brings no power, it is no gospel at all. Cannot be in church and no one gets healed. We cannot be in church and no one's lives are changed. Then it is no gospel at all. But there where the gospel is, there is power. En die gospel maak sommige mense nervous. Hulle wil ek kom nie, want hulle is bang. Wat gaan met my gebeur? En wat as die profeet my dinge sien en my goed praat? Halleluja. Maar die gees van God, halleluja. Die gees van God sit niemand in die oë nie. En die gees van God in sy volwassenheid, wie hom dra, sal weet hoe om dit te hanteer. Halleluja, die gees van God, halleluja, stel niemand in die verleentheid nie. Maar die gees van God sal jou aankla, en die gees van God sal jou oplig, en die gees van God sal jou vernuwe tot 'n nuwe skepsel. Ek wil by die waarheid wees. Ek wil by die Here vergader. Daar was hy. Is dit nie wonderbaar? Hulle het nie geweet dat ek preek en hulle sing my lied. Daar was sy krag is. Halleluja. Dink julle nou nie Myrtle se lewe is nooit weer dieselfde nie? Yes. Want wie is die man wat die buite my naam herhaal en herhaal? Kan
laat die waarheid wees, dat die Here 'n afspraak met jou maak, en jou by die naam noem, en sê, jy is myne. Hy is wonderbaar. Dis die Here wat ek ken. Dankie Here. I think there's one more. I end off by teaching this. I want to pray for someone. Every Christian must be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Every Christian must be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Philippus vra vir die man, hier is die water. Wat verander jou? Here, ek prys, ek wil amper verlange wat sê, hier is die water, hier is klomp water. Wat verander jou? Kom, laat ons die saak uitmaak. Wat verander jou? You cannot be Christian if you are not baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I'm not here to soothe your feelings, but I need to tell you what John chapter 3 says. He says that no one can enter the kingdom of heaven unless he be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. He must be baptized by the water and by the Spirit. Amen. Amen. Is die evangelie mos nie? Daar is die evangelie. Jy moet gedoop word. Daar is nie 'n draai om nie. Dit is die evangelie wat ek kom om te preek. Every Christian must be baptized in water, fully immersed. The word baptism comes from baptizo, the Greek word. It means to go fully under. It's like a submarine. Kan ek gou net ietsie sê en take it as you want. Druppeltjies water oor jou kop is no baptism at all. If you just got some drops of water over your head when you were a baby, you were never baptized. Say Aina. Ek kom nie met wakwapie, ek sê die evangelie. As 'n misleiding, want hy is geen doop nie. Because baptism means I must go fully under the water. Because so that I may be born again. So as the woman's water breaks at birth, so the water breaks when I come from the bottom of the water, from under the water, and the water opens up and I come out as a new creation and I am born again. En die pastor vat vir jou 3 keer af. But if you take them down one time, it's also fine. Amen. If you were baptized in the sea water and in the pool or in the river, it's okay. No difference, same difference, all the difference, no difference at all. As he said with me. But this pastor takes you down one time in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Because Jesus was in the grave 1 day and 2 days, but on the 3rd day he rose again. Van wanneer jy in die water afgaan, is dit asof jy sterwe, 'n publieke dood. En wanneer jy opstaan op die 3de keer, dan staan jy saam met Christus uit die dode uit op, en al jou sonde bly in die water, en jy staan as 'n nuwe skepsel saam met Christus, die eersteling van die opstanding. Die is die evangelie wat ek aan u bring. Your baptism brings you in part of the body of Christ. Your baptism makes you part of the body of Christ. Die lichaam is nie meer in die graf nie. The body is not in the grave, but the body is moving. Jesus het beweeg na die opstanding. Hy verskyn aan die vroue, hy verskyn aan Johanna, en hy verskyn aan Maria Magdalena. Bybel sê in Lukas 24, hy verskyn aan Maria van Salome en Maria van Kloppas. Hy verskyn aan hulle almal en aan die 500. Hy verskyn en op 'n kol toe loop hy deur die muur en hy
kom by die disippels se wegkruipplek en hulle sien hom en hulle glo, maar Thomas sê dit kan nie wees nie, dit moet 'n spook wees. En Jesus sê, voel my hande en voel my sy. En Thomas sê, my Here en my God. En hy erken dat dit Jesus is wat opgestaan het. So your being baptized allows you to have part of the communion table. When you are baptized, you are welcome to be part of the table of the Lord. Because the table of the Lord is the body of Christ. Every Christian must be baptized in the Holy Spirit and fire with the evidence of speaking in tongues. The first time when you are baptized in the fire, there will be evidence of speaking in tongues. Here ek sê dankie. Die eerste keer toe ek gedoop was in die vuur van die Heilige Gees, toe ons by 'n worship team practice. Dankie Here, Heilige Gees, ek kan bid U. And I didn't know anything because once I was in another church, ek gaan nou nie klomp dinge praat nie. Dankie Here. I didn't know anything about the baptism of fire. En hulle het my die mic gegee en ek het gebid en ek het goed gespreek. En toe ek weer my oë oopmaak, halleluja, toe sê ek op my knieë buite die garage. Dankie Here, die practice was by die garage. Dankie Here. You see, you need no mystical, magical, you need no fancy stuff. All you need is the presence of Jesus, and Jesus will make all things new. En toe ek weer sien toe die huismense uitgekom en ek spreek in ander tale and I don't know what is going on, but I was baptized with the fire. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. I'm almost done. I'm almost done. And then some of at the sleepover at another time, some of my Catholic friends said, you can't come sleep over here again, because in the middle of the night, in your sleep you lift up your hands and for a half an hour you spoke in other tongues. We don't know what you said. And I said, but I don't remember anything because I was sleeping. But that's the power of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you Jesus, because that is what the presence of God can do. So there are various gifts of the Holy Spirit. You can read it in 1 Corinthians, hallelujah, chapter 12. Every Christian awaits the second coming of the Lord on the clouds. And every Christian is commissioned by Jesus in power under the authority of the church to spread the gospel. That's the gospel. That's the gospel. We are called to come in. We are changed and transformed, equipped and pruned and taught. And then we are sent out to spread the gospel. That's the gospel. The gospel of multiplication. I was saved. It is my duty to go tell others. Mary Magdalene was transformed, and it was a duty as the first evangelist to go tell the others about the good news that Jesus rose from the dead. If you need me to pray for you,